Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons is selfs vanmôre met Pieter van der Berg. Hy is natuurlik 'n senior adviseur van Aluma Capital en ons praat bietjie oor 2025 se groot finansiële oomblikke en so bietjie meer natuurlik ook. Maar ja, goeiemôre Pieter. Goeiemôre Pierre, goeiemôre Jennifer. Dankie aan ons kykers vir die geleentheid. Lekker om jou hier te hê by ons. Pieter, dis nou amptelik Desember, ek kan nie glo dis al Desember, maar dit is nou vandag 1 Desember. So almal kyk terug na die afgelope jaar. Wat dink jy was in 2025 die groot finansiële gebeure wat die rigting bepaal het waar ons gegaan het? Vir my staan dit uit die FSA handelsbeleid. Ek dink dit het die grootste impak wat ons besef en ek kry ons boere jammer. Jy weet, as ek 'n boer was en ek het uitgevoer na die FSA toe en daar's 'n 30% tarief en ewe skielik is my winsgrens weg. Ek het klaar my lande is geploeg. Daar's koring op die lande en ewe skielik moet ek my hele strategie verander en ek moet dalk kyk om 'n nuwe mark te kry wat my produk wil koop. Ek dink dit is 'n verskriklike impak op ons as Afrikaners en ons kultuur en veral by ons boere. En ek kry hulle bitter jammer. Veral die sitrusindustrie. Mense dink dan sê vir die manne waarheen, dan sê hulle vir jou, luister, ek het genoeg lemoene om die hele land se mark net uit my plaas uit te verskaf. Ons het internasionale markte nodig. En dan besef mense wat so groot benarie die boere in was met die handelsooreenkomste. Ja, natuurlik weet so daardie is 'n groot faktor en dan natuurlik die kredietbeleid. Wat hulle doen met die greylisting. Ek dink dis 'n groot ding. In Oktober is ons af van die greylisting. Ja. En dit het 'n natuurlike verskriklike impak op hoe ons geld leen van ander lande en wat hulle vir ons vra en wat hulle bereid is om vir ons te leen gegee ons behoeftes. En het hierdie afval van die gryslys af, weet dit, wat se impakte het jy gesien? Wat se aanrol effekte was daar? Wel, eerstens ons regering koop natuurlik geld of leen geld goedkoper. Aha. Mense wil vir ons geld leen. Eersklik is dan nie meer die greylisting sê moenie geld vir Suid-Afrika leen, moenie investeer nie. So dit het 'n impak op inflasie, rentekoerse en dit natuurlik 'n positiewe sentiment in die mark wat sê ons doen beter. Ja. So mense kyk na ons met meer beter oë en wil graag beleggings doen in Suid-Afrika. Is ons ideaal waar ons moet wees? Nee, maar ons beweeg in die regte rigting. Ja. So almal anders gesien, daar's sekere beleide wat toegepas word, sekere goederes, ek dink daar was 28 punte wat nagekom moes word om van die greylisting af te kom en dit beteken almal moet saamwerk en dis 'n goeie teken vir Suid-Afrikaanse ekonomie en vir die belegger daar buite. Het daai nuwe geleenthede geskep vir beleggers of was daar ander dinge wat ook gebeur het wat nuwe geleenthede geskep het? Ek dink baie mense as gekyk het na die goudprys. Ek dink daar's 'n geleentheid wat baie mense met ons stabiliteit in die groter prentjie van die ekonomie, nie net Suid-Afrika nie, in die wêreld wil mense graag kyk waar kry hulle sekuriteit. En ons weet goud is die vorm van kommoditeit wat nooit vergaan nie. So as jy harde goud in jou sak het of in jou bank het of in jou kluis het, dan weet jy het sekerheid en die goudprys het absoluut net gegroei. En ek dink dit vir baie mense wat beleggers is wat diversifiseer, wat nie kyk na die aandelemark nie, het 'n geleentheid gesien en hulle het regwaar voordeel daai geniet. Goud in die hand. Is daar gebeurtenisse wat 'n bedreiging inhou vir beleggers? Ja, ek dink eerstens as ons kyk na die handelsooreenkoms. Ja, natuurlik. Ek dink as ons kyk na verkiesings wat plaasvind, energieverbruik. Ek dink infrastruktuur. Suid-Afrika is daardie grootste knelpunte want dit is goederes wat groot geld uit ons sak uit gaan jaag en iemand moet daarvoor betaal. Iewers moet daai geld vandaan kom. Dis 'n bedreiging vir ons as belegging want se waartoe gaan ons geld op die einde van die dag. Want so meer jy betaal vir hierdie dienste, minder geld het jy om te belê. Ek dink dis 'n bedreiging veral as ons kyk na aftredebeplanning. Hoe kry jy meer geld in jou sak? Daai goeder sak jou onkostes meer. As inflasie 4% is ek van kom ons sê is 3.5. Maar die koste van lewe is 10%. Werklike koste. Iewers moet jy die gap opmaak in jou beplanning. So as jy vandag R100 het, môre het jy R104 nodig volgens die regering, maar werklik inflasie het jy R110 nodig. So waar's jou salarisverhoging? As jou salarisverhoging 4% is, iewers moet jy 6% gaan soek of jy moet 6% sny. En dis 'n risiko en dit vat bestuur en dit beteken ons as Suid-Afrikaners ons belde moet stywer vasmaak. Ons sal wyser moet koop. Is dit dink jy wat voorlê vir 2026 ook? Wat se politieke of ekonomiese gebeurtenisse dink jy moet ons vooruitkyk? Ek dink ons moet kyk na enige verkiesings in die wêreld, sowel as plaaslik.
die kredietbeleid, die wisselkoers, hoe ons geld bestuur, want sê die dollar is swak op die oomblik, maar sodra die dollar self versterk, gaan dit vir ons baie duurder word om enige produkte in te voer. En daai tipe goederes gaan 'n impak hê op besluite wat nou gaan geneem word vir enige besigheid wat graag uitvoer of invoere doen in Suid-Afrika. So dit is 'n faktor en dit gaan my is in jou aan die einde van die dag die eindproduk koop, gaan dit 'n impak hê in ons lewe. Pieter, as mens so terugkyk oor die jaar spesifiek vir Aluma Capital, wat was julle hoogtepunte gewees hierdie jaar? Ek dink vir ons is dit die 10 jaar, jy weet, die 10 jaar bestaanjaar saam met julle te vier. Ek dink dis 'n groot maalpunt vir ons. En mylpunt. En dit is omdat ons graag vir 'n kredietwaardigheid, jy weet, 'n legacy. En ek dink dit is vir ons belangrik om kliënte kan sien ons is volhoubaar. Ons is die alternatiewe keuse. Ons kliëntebasis het verdubbel. En dit is in 1 jaar is dit fenomenaal. Dit spreek tot die kliënt daar buitekant wat sê ons is betroubaar. Ons het die vermoë om agter hulle geld te kyk en vir hulle die groei of inkomste te voorsien wat hulle nodig het. Is lekker as mense 'n nalatenskap kan begin bou, nê? As mense op 'n punt kan kom waar jy sê nou wil ek dink aan nalatenskap soos wat jy sê. Ja, ek dink dit is belangrik, maar ook belangrik vir ons in nalatenskap is diversifisering. Jy kan nie al die eiertjies in een mandjie hê nie. En ek dink ons is deel van daai mandjie. En ek dink beleggers sien ons deel van dit en dit is vir hulle 'n goeie keuse. Wat dink jy dra by tot die sukses van Aluma Capital? Eerstens, ek dink die bestuur van Aluma Capital, weet die woord wat ek wil gebruik is, jy weet, grit. Die feit dat ons regtig waar agter ons kliënte is die koning van Aluma, weet. Nie die produk nie, want sonder kliënte is ons niks nie. So dit gaan oor daai kliëntediens, dit gaan om agter die kliënt se belang te kyk en dan baie belangrik om te verstaan wat die behoefte is en hoe jy in daai prentjie inpas en hoe jy as adviseur jouself toepas om daai kliënt te help. Jy moet eintlik 'n solutionist word, nie 'n salespersoon nie. En as jy 'n solutionist word waar jy mense help, dan is dit soveel makliker. Dis 'n baie lekker probleemoplosser eerder as 'n verkoopspersoon. Dis nogal 'n baie lekker benadering. Hoorie, maar julle het hierdie 13.2% produk van julle. Vertel ons 'n bietjie van die 13.2%. Dis definitief vir 'n belegger wat volhoubaarheid wil hê. Hy wil sekerheid hê dat hy op die einde van die dag bo inflasie is. Dis 'n produk wat geen fooie wat die kliënt dra nie. En ek dink die belangrike deel van hierdie produk is jy kan inkomste of groetjies en dan kan ons 'n bietjie speel met inkomste groei of jy dividend of rente wil hê afhangende van jou belastingvoordele wat jy geniet en dan jy kan 'n begunstigde nomineer. So wanneer ons praat van beleggings in die bank, wanneer iemand tot sterwe kom en jy nie begunstigde nie, jy kan op 'n bankproduk nie, dan ewe skielik is daar nie kontantvloei nie. En ek dink as jy al die elemente bymekaar sit van die produk, behalwe die rentekoers wat goed is, dan kyk jy na 'n groter prentjie en ek dink ons produk voldoen aan baie meer as net 'n inkomste of 'n groei. Dit kyk na die hele prentjie van die kliënt se beplanning. Watter boodskap het jy vir ons kykers vir die feestyd? Eerstens, ek dink vir my as 'n Christen is om vir die Here dankie te sê. Ek dink vir ons kliënte dankie te sê. Maar hulle speel so 'n groot rol in ons lewe. Ons leef elke dag vir hulle en daarom wil ons vir hulle sê, ry veilig, wees veilig. En as jy gedagte kan los is op jou testament. As jy vandag iets moet oorkom op die pad, wat sal die impak wees op jou familie? En dis die belangrikste ding. Wat sal die impak? Wat sal daai nalatenskap vir jou wees as jou finansies dalk nie reg is nie? Ja, en vir ons as Aluma wil ons dankie sê. Dankie vir die groot ontbyt, dankie vir ons kykers daar buitekant. Dankie vir ons kliënte. Sonder julle bestaan ons nie. Baie dankie. Pieter, baie dankie jy draai kom maak dit vanmôre is lekker om jou te kuier. Baie dankie Pierre, baie dankie Jennifer. Ja, as Pieter van der Berg, hy is natuurlik senior adviseur van Aluma Capital. Nou onthou as jy graag die gesprek van Pieter bietjie uitmekaar uit wil trek, met hulle wil gesels, 'n paar idees gekry het waar jy advies voor nodig het, besoek gerus Aluma. E-pos hulle by dgo@aluma.co.za. dgo@aluma.co.za.